Yes, julle, hoe gaan het? Welkom by 'n hartseer episode van die Wat podcast met my, Willem Welsyn. Soos julle seker by die tyd al uitgevind het, Piet Botha is oorlede. 2 dae terug. Op die 2 Junie, Sondag, vandag is Dinsdag. En toe ek hierdie show begin het in 2015, is nou al 4 jaar gelede, het ek in die begin van die show, het ek 'n hele paar interviews gerekord op die pad, terwyl ek getoer het. En ek was een keer daar bo, saam met Rico Latti en die wasgoedlyn, by 'n show by Daisy se plek, by Back to the Roots. Dit was in 2015, is net toe hierdie podcast show begin het. En toe het ons so 'n ongelooflike dag gehad, van al die kunstenaars saam, en jy weet, dis een van my happieste, dis die eerste keer wat ek saam met Piet Botha ook gespeel het. En ek dink ons het nog 6 September gespeel. En na daai fees, wat was ongelooflik, het ek saam met hom en saam met Jessica, sy dogter, vertel vir my, het ons teruggery na hulle huis toe, en ons het die aand daar gebraai en verder gekuier, en dit was net die beste tyd van my lewe, ek het oorgeslaap die aand daar. En toe die volgende oggend, het ek, hy moes my lughawe toe vat, Piet, dis die tipe ou wat hy was. Ja, ek is 'n jong musikant, 'n fucking clownboy gewees, jy weet, maar hy het even tyd gehad vir 'n mal ou soos ek, jy weet, so hy het gesê, kom bly by ons oor, en ek sal jou môreoggend lughawe toe vat, en dit het hy gedoen, en net voor hy my lughawe toe gevat het daai oggend, het hy even ingestem om saam met my te gesels, al was ons almal 'n bietjie babbelas en broos na die wasgoedlyn show, en al was dit vroeg in die oggend, het hy vir my 45 minutes gegee om te gesels op sy stoep. En dit was episode 6 van die Wat podcast, was met Piet Botha. Ons het nie by alles uitgekom in hierdie gesprek nie. Dit was, waarom het uitgekom? Dit het uitgekom die 9de Junie, en ek dink ons het die gesprek gehad in Mei maand. En dit is net vir my besonders om hierdie tydjie op mic saam met hom te hê, en ek het besluit, as 'n eer aan sy herinnering, en alles wat hy vir al ons jong musikante geleer het, en wat hy vir ons beteken het ek besluit om net hierdie episode met jou weer te deel. En aan die einde van die episode het ek so 'n jaar of 2 gelede, het ek hom een keer gebel, en toe het ek weer met hom gesels oor die Radio Rats, en jy sal dit ook aan die einde hoor, en die snaakse ding van hierdie podcast show, ek meen, daar is so 160 odd episodes van hierdie program, en jy kan op elke tweede of derde ene, kan jy net die needle drop op enige plek, en dan sal iemand iets vertel oor Piet Botha. En dis wat ek gedoen het, ek het net so geskrul deur alle episodes te gaan sien, ek maar, wag, hierdie oud gepraat oor Piet, daai oud gepraat oor Piet, Gareth Wilson van Southern Gypsy Queen het gepraat oor hoe hy vir hulle gehelp het met befondsing vir 'n album, en Baggesnel het gepraat van hoe Piet sy album vir hom produce het, en Groenies, my goeie vriend, Jay Gunn, Jacques Groenewald, weet, Piet was sy hero, is sy hero, tot vandag toe, en hoe sy musiek hom beïnvloed het, en hoe hy eventually saam met hom begin speel het, jy weet, so ek het daar hier in die einde van die, na te klaar met Piet gepraat het, van die ou onderhoud af, gaan jy 'n paar stukkies hoor, waar ek net randomly 'n paar episodes van ander mense, wat hulle net hulle stories gedeel het, oor hoe hulle vir Piet ken, en wat sy invloed hy op ons malmusikante van Suid-Afrika gehad het. Ek meen, daar's 'n hele paar wat ek nie ge-include het nie, want daar's soveel van hierdie stories. Ek meen, ek kon nie by hulle almal uitkom nie, maar ek moet hierdie met jou deel. So, dis hartseer en sad. Hierdie ou het 'n groter impak op ons lewens gehad as wat ons almal eintlik besef. Veral as jy 'n musikant is, wat al ook op hierdie pad was in Suid-Afrika, en gesien hoe moeilik dit was. En 'n ou soos hy het dit so met grace gedoen. En hy was altyd beskikbaar vir 'n bietjie advies, om 'n call te vat, om in te check, om jou lughawe toe te vat, of jy kan altyd by hom gaan oorslaap het. Hy was 'n godfather. Hy was 'n pa vir baie van ons loskopkinders, en hy gaan heavy gemis word. Saterdag vat ek my vrou, ek en Marley vat vir die laaitjie, ons vat vir Andrei bietjie strand toe, en Marley het groot geword op die strand, so sy ken die plek goed, en ons jolla op die beach, en dit was so 'n mooi dag gewees. Dit is so 'n mooi dag dat ons besluit het om Andrei se ouma, om my skoonma ook die volgende dag weer te vat, want dit was net so 'n pragtige naweek, en
ons sit daar op die beach en ek dink, ek kan actually vir Piet gaan kuier hier agter, maar jy weet, die ou wil saam met sy familie wees en jy weet, daar's soveel mense wat wil kom, Angus. Daar's soveel mense wat nou wil kom foto's neem en hulle laaste albums gesign kry. Ek wil nie een van daai mense wees wat nou kom aasvol vir 'n laaste bietjie Piet nie, jy weet. Ek sal my liewerste onthou as die ou wat inspirasie was op my musiekloopbaan, en is die ou wat mense lughawe toe vat, of hy sal vir jou klip op die pad uitrol. Ek sal my liewerste so wil onthou, en ek stap Cell Café toe, en om te gaan koffie koop, en hier toevallig kom Robin aan, sy dogter, en gesels met Robin, en sy sê niemand gaan nie goed met hom nie, en ons het 'n conversation daar, en weet, bietjie gehuil, bietjie gelag, jokes gemaak, en die bottom line was is, ek sê vir Robin, jy weet, nie dat daar enige troos is aan enigiets nie, ek meen hierdie alles is 'n double-edged sword, ek kan vir jou niks sê wat vir jou gaan, wat jy gaan laat beter voel nie, maar wat ek jou wel kan sê is dat my pa is oorlede, ek meen jou pa lewe vandag nog, so ek het net 'n call gekry en dit is klaar, en jy kan nou, hier is jy klaar met my gepraat het, en maak sommer nou vinnig, en gaan terug huis toe, en gaan praat met hom, gesels met hom, en gaan groet of wat ook al, jy weet, al voel jy daar's nie hoop nie, hy is nog daar, en sy het dit regtig, she took it to heart, en het was baie nice van haar, en het was, fok, dis hartseer as kak, maar ten minste kon sy om nog sien daai dag, en ek het nie geweet het gaan so vinnig wees nie, ons het nog gepraat oor 'n gig, en oor 'n ding, en hy sal nog hierdie een doen, en toe ek aand by die huis kom die boodskap, maar is weg. In elk geval, so wat ek vir jou wil sê is dat, hy was weg op 'n prachtige dag, en hy was 'n pragtige mens, en hy het pragtige songs gemaak, en hy het baie meer vir ons betekenis wat enige iemand ooit sal verstaan. Jy weet, ek meen, en ek wil net vir Jason, vir Robin, en vir Pia, en vir Vivian, en vir Ricky, en vir Jono, vir Arthur, en vir Rudy, en AJ, en almal van Jackhammer, en vir Groenies, even Rico, wat hy laaste jaar of 2, terwyl hy nou in Strand gebly het, even Rico Latti, wat so 'n goeie vriend geraak het van hom, en we vir almal sê, ons dink aan julle, en ons is lief vir julle, en lang lewe Piet. So hier is my gesprek van 2015, dat het uitgekom die 9de Junie, in 2015, hierdie episode, en as jy klaar geluister het, in daai gesprek, luister gerus voort, want jy sal hoor hoeveel mense op my program al was, wat vir wie Piet baie beteken het, en ek meen, hierdie gesprekke is spontaan, ek het, jy weet, die Piet is deel van baie mense se stories, so luister daai laaste dele ook, waar almal praat oor hoe hy hulle lewe beïnvloed het, en wat sy impak hy op almal gehad het. Ons het een van die grootste geeste verloor, en ek dink nie ons sal hom ooit kan vergeet nie. So here we go. Wat is die jaar dat Dryven begin? It was 1976. 1976. Ja. En wat was die landscape gewees vir rockbands in daai tyd? Daar was maar sessions. Jy kon altyd 'n saaltjie hier by die Engelse kerke. Ja? Ja, dis fantasties. Veral daar naby die universiteit. Was 'n saaltjie wat jy kon hier, jy weet, vir dirt cheap. Dit was eie shows op ons, want ons het gekonsentreer op meer original music, jy weet. Ja. Jy het altyd 'n opening act gekry. So dit was kind of cool. En verder, daar was festivals. Elke hier en daar, jy weet, het 'n ouwe festival of so, wat eintlik huge was partykeer. Ja. In daai jare. En wat is die tipe bands het daai festivals geheadline? Daar was nou 'n klomp rockbands daai tyd wat nou al begin operated bands soos nou Friends of Harry en ons en Backstop en daar was 'n hele klomp, jy weet, ja. Daar was een festival daar by die reiskos hier aan die ander kant
Maar die ou kind nie verwag en toe weer sy toe sal like 15,000 mense, jy weet. Dis huge. Ja, en dit sonder daai jare media en goed, jy weet, dis net alles was maar underground. Ja. Die gigs en so. Maar is nou nog so. Ek het dit weer teruggeswing na dit. Ja, het is al full circle gekom. Ja. Nou Raven, daai single wat jy gerekord het, wie was die studio ouens gewees en hoe dit gebeur dat jy die ding cut, jy weet, en wie het uitgegee? Dit is David Marks. Ja. Third year. Hy het nou net hulle het sy argiewe oorgeneem die Universiteit van Stellenbosch. Hy het incredible, hy het altyd rekord. Hy het die amazing festivals gedoen, die Free People's Concert by Wits, daar op die lawn voor die Great Hall, en dan die bands, en het was alles verniet. Maar dit het natuurlijk baie aandag getrek van die veiligheidspolisie en so, want die bands was uitgesproken, en jy weet, teen die government, great songwriters soos Colin Shamley en die Kitchen Brothers, ja, Vincent Henson, ons Corporal Punishment, Punishment, James ja. Phillips se eerste band. So baie, dit was great. David altyd, hy het altyd probeer om bands te help, jy weet, so. My eerste Jack Hammer vinyl ook was op sy label, Third Year. Dis toevallig dat jy my sê, want hy het my nou ge-email gesê, hy het 'n recording gekry van Free People's Concert van Raven. Wow, wat julle obviously Live. So dis letterlik 'n time capsule. Ja, en ek moet dit net, hy gaan dit vir my e-mail of in 'n Dropbox sit of iets Ja. like that. Hoe het Raven gedisband? Hoe dit gebeur? Wel, okay, ek was toe Army toe. Maar ons kon nog speel want na ruk. Jy weet, toe ek nou uit op 'n uitslaappas en goed. So ons het nog kyk, so wat gebeur het. Ons het hierdie amazing vocalist gehad, Dino Salvatore. Wat 'n unieke stem gehad. Hy kon opera gesing het, jy weet. En hy gaan toe Amerika toe en doen toe 'n audition daar met 'n band en hulle wil hom toe hê, jy weet. Maar toe loop hy verkeerd met sy visum. Ja. En toe sit hulle hom uit die land uit en dit het hom, dink ek, bietjie gebreek, jy weet. So the times were changing en so almal gaan toe in ander rigtings in. Ja, Derek Riley het nog altyd saam met my gespeel. Die drummer, en toe het hy siek geword. En hy is dood in die 80s, wat die jaar was het? Dit was laat in die 80s, maar Doc Barnes het ook emigreer, hy bly nou in Nashville. Maar ja, jy sien wat gebeur het. Ek het agtergekom, want elke keer as daar nou 'n groot gig is, dan kry Dino senuwee en dan kry hy verkoue. Raak hy actually siek van nerves? En dan kan hy nie sing nie. Yes. Want ek meen sy note was so hoog, jy weet. Ja. En toe een aan moes ons 'n gig ook in 'n klub doen. En toe bel hy weer die oggend en hy sê hy kan nie sing nie. Toe sê ek, ja. Toe bel ek die band en ek sê, okay. Maar toe speel ek dan nou al gitaar. Ja. Toe sê ek, okay, kom ons vat die songs en ons drop hulle net almal like 3 tones. Ja. Jy weet? En toe begin jy te sing vir die Toe band. begin ek te sing. En hoe was daai change-up? Want het jy voor dit gesing? Voor Ja, maar meer met die folk bands wat ons gehad het. Met die akoestiese gitaar. Dit was okay, maar ek het nooit gelike om te sing nie. Ja. Ek het nooit gedink ek kan eintlik sing nie. So hierdie is nou in daai tyd wat jy diensplig gaan doen het. Ja. Hoe dit gebeur? Die diensplig. Ja, soos hoe was dit vir jou om te moes gaan? Was dit self deel van die klimaat gewees van mens moet gaan diensplig doen of het jy 'n bietjie geskop had teen, jy weet, hoe was daai proses? Nee, ek wil niks weet daarvan nie. Ek wil actually die land verlaat. En Amerika toe gaan. Ek het nooit in die system geglo nie, jy weet jy. Ja. Apartheid was vir my altyd net crazy, was amper soos Nazi Duitsland. Ja. Maar jy moet gaan. Ja. En toe ek wil sien, hier roep hulle jou op, boem, daar gaan jy. Hare geskeer works. 2 jaar in die army, ja. En in daai tyd het jy nog musiek gemaak in daai tyd? Ek het gelukkig,
Wel, na 'n paar maande, die eerste 6 maande is jy het nie kontak met die buitewêreld, dit is net training en hardloop rond in bosse en val in 'n koue riviere en Maar om 'n gitaar te hê in daai tyd seker 'n bietjie gehelp, né, met vir jou social status daarso in die groep. dit het nogal, ja. Dit het nogal. Het jy so Johnny Cash 'n paar songs geskryf daar? Snaaks genoeg nee. Is dit? Ek het net gewag dat ek daar uitkom. Ja. En toe jy uitkom, is dit toe Willebees gebeur. Toe eers begin ons 'n 3-piece was Catherine Wheel. Ja? So 'n girl wat gesing het, Caroline van die Kerk. En Doc Barnes en ek, 3-piece. Dis toe drumboxes net begin uitkom het. Electronic drumboxes. Ja, maar dit was baie basic en dit was net kick en snare en jy weet, dit was meer net 'n beat of like 'n metronome. Ons het dit toe gebruik. En 'n moes 'n nice repertoire opgebou, jy weet, want ons piano gebruik en gitaars en alles. The Wall, het die Floyd album. Ja. So ons het daai goed gecover ook nogal lekker. So hier is nou 1979, 1980. Dit is 79. 79. Toe het ons gespeel in pubs hier baie, jy weet, ons speel 5 aande 'n week. 'n Residency, jy weet. Ja. En in die week is dit nou 'n bietjie stiller, maar naweke dan stoom dit. Ja. Toe kom 'n agent. Ja. 'n Agent. Secret Wat is agent. 'n agent. Ja. En hy sê nee, ons moet Kaap toe. Daar's uit vir ons 'n great gig by hierdie plek, die Chelsea Arms. En ons moet net hier sign en ons dog, wow. Ja. Big time. Is dit vir wat was die record company se naam? Nee, hy was 'n agent vir gigs geboek. O, 'n booking agent. Okay. Okay, ja, vir 3 maande. Oh, wow. Jy weet, die plek se naam was die Chelsea Arms, dit was aan Weyberg. Maar die band wat voor ons daar gespeel het vir 6 maande was die Leprechauns. Die Irish dudes. Ja. En die ou het ons die hele tyd gevra, jy weet, kan ons die Irish songs doen? En ons sê, ja, ons sal een of 2 leer, jy weet, maar ons is dan nie eintlik 'n Irish pub band nie, Ja, weet. ja. Toe is dit 'n disaster, broer. So dis nou die band saam wie julle geboek is, hierdie Leprechauns. Nee, hulle het voor ons daar gespeel. O, okay. En hulle was so popular, dat is die Irish sing-alongs, jy weet. Dis 'n Engelse deel van Kaapstad. En hier kom ons met Pink Floyd en Meer proggerige tipe van 'n baie meer aanslag. progressive. Ja. Toe sien ek, die pub raak ook aan leer. Die agent is kwaad en hy sê, julle moet Irish goed speel. En ek sê, nee, maar ons speel 3 Irish songs, dis genoeg. Ja. Anyway, toe moes ons na 'n maand, nou sit ons in die Kaap, toe begin ons rondkyk, daar Stellenbosch, enige plek. Jy weet. So waar's jou base nou in die Kaap in daai tyd? Dis waar bly jy toe nou? Ons was lucky, ons het gebly daar in 'n government huis. Ja. My pa was toe nou al 'n minister. En nou niemand, dit was buite season, jy weet. Ja. Hy het gesê, ag, gaan bly maar daar, jy weet. So lekker het ons blyplek gehad. Ja, dis cool. Maar dan het ons 'n piano gehuur. Ja. Ek lief vir jou nie, dan dra ons daai piano daar by die akker op. Daai trappe is aaklig. Ek het hulle afgeval met 'n amp. Dit is baie Sy styl. een aand se gig. Maar ons was jonk. En die akker was going daai tyd. Jy sê geskook daar. Was eintlik die lekkerste pub in Stellenbosch. Dit was voor al die ander pubs. Ek meen is 1979, jy weet. So die akker is aan die gang en was dit toe nog geken as die Herenseller toe nog? Ja, Is dit? En wat is die tipe crowds het julle daai tyd gepool toe nou? Jy weet. studente. Ja. Ek staan dink nou wat vir my wat op Stellenbosch ook was, jy kry so 'n diverse crowd op Stellenbosch. En het julle net so 'n tipe van 'n audience opgebou was dit ook 'n residency daarso? Nee, ons het dit miskien so een keer 'n week of Ja. een keer in 2 weke dan het ek gekry. Maar toe ontmoet ons, toe's Colin Pratley en Dave Todd in die Kaap met Wilde Beest. Hulle was 'n 2-piece. Wat hulle gedoen het, so klein tipe opera met die electric violin en die African drums, jy weet. Ja, it's pretty out there. Dit was eintlik baie te doen gaan met natuurbewaring, jy weet. Ja. En ek het hulle geken, want Colin Pratley was die drummer van daai famous band Freedom's Children. Yes. En dis waar julle Russian Chips ook vandaan cover. Ja. Nazareth. En toe's hulle daar en ons is daar en toe's ek
kom ons gaan Pretoria toe. Ja. En dan maak ons 'n groot band. En dis toe die groot wildebeest, die 5-piece begin het. En toe dit vir omtrent 'n jaar of 2, toe dit lekker gegaan. Ons het baie gigs gehad. Ons het 'n live album gedoen. Ja. Bushrock. En hoe is daai album gereceive in daai tydperk? Wel, snaaks genoeg, die Rand Daily Mail. Daar was 'n skrywer daar, hy het 'n boek al geskryf oor Suid-Afrikaanse musiek, Tom Jaskowitz. En toe sê hy, dis die beste album wat ooit in 'n jaar in Suid-Afrika uitgekom het. Maar dit was commercially natuurlik nie aanvaarbaar vir die record companies. Daar was altyd net hierdie paar Gallo, EMI en die Sarah. Hulle het natuurlik gedink, nee, want hier is helemaal te weird, want daai tyd was net die begin van die glam rock, jy weet, die Depeche Mode tipe. En daai gitters is besig met charts te ry en hier doen julle iets heeltemal anders. Ek het altyd dieselfde probleem gehad met die record companies daai tyd. Ja. Altyd maar sê, ons format is nie reg vir die tye nie. Wrong format. Ons is of te oud of ons is te weird of iets, jy weet. En hoeveel kopies byvoorbeeld van daai was uitgekom op vinyl, nee? Hoeveel kopies dink jy dat julle daai het verkoop? 1000. Yes, dis goed. Maar lank gevat, meer as 'n jaar, maar ja. Nou is dit 'n baie gesogte item. En daai Kraaienhuis interview wat onlangs op YouTube verskyn het. Hoe dit gebeur? Hoe dit gekom met iemand gesê het, okay, kom ons skryf julle 'n slot op hierdie program en wat het daai program gecover na die tyd? En hoe het julle ingepas daar? Dit was heeltemal crazy. Ek meen, die mense het nie jy weet, dit was Kraaienhuis, Karike. Wat sy het 'n kans gevat, jy weet. Was hy deel van die production ook? Sy het vir ons die goue het gesê nee, sy wil ons op die show hê, want ek weet nie waar het Colin haar gekontak of iets. Iemand het die link gemaak en sy dog toe dit sou nou kwaai wees. Ja. En daar was ons toe, maar jussie, dit was so ver voor sy tyd. Maar baie ons het dit verstaan, want die liedjies was nogal weird. Party was oor die army, bossies, ons is almal bossies, mynhope in die bosveld. Ja. Dit was great, ja. En dit trek soos Hottentots God. Dit was soos amper soos veld metal amper. Ja. Ja. Dit was so cool. Nou ek dink dit in daai tyd, daar's mos obviously nie 'n klomp TV-kanale op TV nie. Daar was een kanaal. En dit word daarop uitgesaai. Ja. Dit word daarop uitgesaai. So kry julle toe 'n respons van die publiek af na daai performance. Ja. Word julle toe 'n bietjie gerecognize? Ja, nogal. Wel, skielik wil ouens jou boek vir gigs, jy weet. Wits, die Joel, jy weet. Takkie, ja, skielik, ja, nee. Daarom nogal werk gekry na dit. Maar dit was altyd weird, soos party plekke daar en dan gespeel jy. En dan was dit nou maar, jy weet, die commercial Afrikaanse acts. Maar daar was daar meer 'n klem op lyriek en musiek, jy weet. Ja. Anton Goosen was toe huge in die bedryf. En 'n paar ander ouens en hulle was eintlik nogal alright, jy weet, hulle het ons baie snaaks gevind. Ja. En ek kan nou net dink in daai tyd, jy speel vir hierdie Far Out prog rock band, jy weet, en jou pa is nog steeds minister, so nou hoe was daar enige goeders wat gebeur het wat mense so half, jy weet, soos jy's hierdie deel van die spektrum gaan dit aan en hierdie deel van die spektrum, dit is soos twee verskillende pole. Is daar enige respons wat gekom het daarvan of die mense was hulle baie meer verstaanbaar? Nee, ek weet nie, dit was moeilike tye want sien nou maar die right wingers, jy weet, hulle sê nou altyd probeer goed in die koerant sê van ja, kyk, jy weet, die minister se kind is 'n hippie, jy weet. Ja. En die ouens by die SAIK so as te bang om jou aksie te help, want jy weet, sê nou maar iets gaan verkeerd, dan gaan hulle nou, jy weet, so, het was 'n double, dit was eintlik nie cool nie. Is dit? Ons het baie keer gegig, man, joh. Dan kom die polisie in met honde en dan hulle bomdreigemente, jy weet. Jy het gisterand so iets gemention, wat se gig was dit? Dit was in Durban, Ja? by die theater daar. Ander kere, die arme 2 veiligheidspolisieman het ook weer iets opgetel, jy weet, nou moet hulle my kamers toch nou gig ons. Ja. Nou kom hulle elke aand daar met, maar ek meen,
Sy maar kan sien die ouens wil nie eintlik daar wees nie. Ja. Hulle is nou uitgeroep op een of ander. Hulle moet nou kyk dat niemand ons gaan nou opblaas of kidnap of something nie. Dis nogal 'n intens vrees ding, nê, wat so iets laat gebeur. Man, ek het altyd gedog is 'n storm in 'n teacup tipe ding, jy weet. Wie wil nou aksie met 'n klomp rock and rollers, jy weet. En toe na 'n paar aande te sê vir daai ou, te sê man, kyk, jy weet, hier gaan niks gebeur nie. Ja. Gaan huis toe na jou vrouens en kinders, jy weet. Ek sal na myself kyk, jy weet. Ja. Ek het 'n 38 en 'n boetvaar wat is so groot soos 'n dier, jy weet. Ja, ons gaan fyn wees. En so nou met Willebeest, dit vloei nou in oor na Jackhammer toe. En hoe daai proses gebeur, het die band hoe daai band gedisband? Spectacularly. Ek dink dit was te veel energie. Jy weet, en die dinge so en toe boom. Toe breek dit maar net alles op. Hier was 'n maagheid. Ons was op toer en was 'n moeilike toer. En Boet en Dave Tar, hulle was, jy weet, hulle was soos twee boeties, jy weet, want hulle was altyd Gemini, so hulle was eintlik 4 ouens. En boom, toe is dit oor. Was dit self konflik oor of het dit stadig maar seker gebeur? Of was stadig maar seker, jy kon sien hier kom dit. Ja. Geeks raak, jy weet, meer myle, gigs, pressure, Boet, getrou het 'n baby gehad, jy weet, meer steady. En toe is dit alles verby, hier in 83 about. 83, en dis die tyd wat jy nou by hierdie huis kom bly het. Ja. Maar nou, jy gaan nou begin kinders kry, en dis nou waar Jackhammer ook begin, in daai selfde tydperk. So wie ontmoet jy toe nou om Jackhammer saam te begin? Die eerste Jackhammer was Boet. Vader Erik Birkenstock, wat nou net oorlede is. En Jan Maloney het drummer gespeel. Ja. Maar dit het net 6 maande, ons het gegig en toe brand die nightclub af waar alles equipment is. Wat 'n nightclub is dit? Dit was die Night Owl. Ja, in Pretoria. Ja, wat toe later die Grand Central geword het. En ja, is alles gear, alles. Guitars the works. Ja. My plan was anyway, ek wil Amerika toe terug gaan. Ek het gedog, jy weet, dis die enigste plek waar ek kan incognito wees en maar net musiek maak, jy weet. En toe is ek Amerika toe 85. Ja. Vir about 'n jaar. Ek en Vivian. Waar bly jy in Amerika? In Los Angeles. Hoe was dit in daai tydperk? Ja, dat is crazy, ja. Ek het nooit gedink, jy weet, daar is so 'n plastiek wêreld, maar dit is daar, en seker nou nog erger, jy weet. Ja. Daai Hollywood is, ek weet nie, is aaklige. Wat se tipe people ontmoet jy daai tyd daar? Wat toen moet ek vir Billy Bob, Thornton, jy weet, ons het in die selfe flats gebly. Ja? Maar ek het gewerk konstruksie, jy weet, saam met Mexicans, Paraguayans, jy weet, allemaal illegal immigrants. Het baie geleer, jy weet, van die werkersklasses. Gaan uithang, jy werk nou hard heel dag, en dan gaan drink jy nou bier saam met hierdie ouens. Niemand kan mekaar mooi verstaan nie, maar ja, het was eintlik nogal great. En dan naweek het ons gaan record, ek en Billy Bob. So jy is toe nou die soul member van Jackhammer wat nou oorgebly het. Ja. En jy ook op met Billy Bob. Ja. En waar gaan record julle? Maar nou was so 2 of 3 studios wat ons gelike het, wat redelijk goedkoop was, en die ingenieurs was natuurlijk baie goed, want jy ingekom en jy gesê, wat se sound soek jy, en het geappareid, jy weet. Ja. En die eerste Jackhammer album het daar opgeneem, wel meeste van het, 8 songs. En jy, dis op voortrek of op uittrek? Daai tyd dink ek was hulle daar maar by uittrek. Is het? Ja, dit was too nice, want dit was die groot duct tape, so groot. Wat se tipe cat was Billy Bob in daai tyd?
Wonderlike man, jy weet, hy het net daar aangekom, ek hy wou 'n actor word, jy weet. Ja. Wonderlike mens, down to earth, jy weet, 'n Southern boy. Ons het baie van gehad en lekker rekord. En toe moes ons terugkom Suid-Afrika toe. Hoekom moes jy terugkom? Ja, het iets gebeur daar, weer 'n bomdreigement of 'n ding. In Suid-Afrika, In Los Angeles. in Los Angeles, ja. Ek verstaan nie hoe gebeur so 'n bomdreigement. Is dit te doen met jou? Die FBI tel dit op somewhere. Ek weet nie hoe nie. Ja. Iewers het iemand ingebel en gesê ons sou na 'n show toe gegaan het, jy weet. Ja. Maar ek dink dit was 'n inside job van ons nasionale intelligensie wat ek dink ek was by hulle wou nie hierdie loose cannon hê wat daar rondhardloop. As gevolg van jou legacy. Met my liberal idees en alles. Ja. Ja. Maar dan kom die FBI by jou en sê, "Wel, hulle kan jou nie oppas nie en jy moet nou maar, jy weet, maar rondkyk en so, jy weet, maar ek was toe al gatvol anyway. Okay, ja. Construction wou op jy meen nie en Ja, Amerika was vir my 'n disillusion want dan toe die eerste keer daar was in 77 ja. was ek 4 keer oor toe my pa daar ambassadeur was. Dit was baie lekker tyd. Dit was net na Nixon en daar was nog steeds daai spirit, jy weet, van die youth, maar 10 jaar later teruggaan, dis dit Yappie Land, jy weet. Ja, ja. So anyway, toe kom ons terug en En jy het nou daai tracks by jou. ja, met die tapes as ek toe nou hier na toe het ons nog 4 songs hier gaan rekord in Joburg. En ons het die vinyl uitgesit, die eerste Jack of All Trades. En wie daai vinyl uitgebring vir julle? Het julle Third year, is dit? maar custom pressing. Ja. Ja. Want self daai tyd Dave kon nie distribution meer kry nie. Ja. Die record company sê nee, dis nie hulle format nie. Ja. Maar daai het alles uitverkoop, daai album, ja. So jy het nooit saam met Billy Bob gegig nie. Nee, ek kon nie gig daar nie, want ek het nie 'n union card gehad nie. Hulle is baie streng in Amerika. Yes. Jy So nie jy- die union behoort nie, mag 'n plek jou nie employ nie. So dis nogals heavy gereguleer. Om aan die union te behoort moet jy 'n green card hê. Ja. Voordat jy kan betaal. Kan nooit 'n live gig doen daar nie. Dis frustrerend. Ja, nee, ek kon dit nie verstaan nie, want in die land, jy klim in 'n kombi en jy ry Durban toe en gaan speel. Ja. En so die members van Jackhammer op Jack of All Trades, hoe die members nou evolve na julle unit toe, wat jy kom nou terug met daai tracks en rekord nog 4 en wie was die band toe nou wat gevorm word rondom my eerste album? Eric Riley op die drums, Boet Waber vir 'n wyle nog, Eric Birkenstock en ek, en toe die dinge begin change, hulle was baie op swamps toe, met hulle safari business en goed, en toe maar begin musicians, jy weet, kry en die idee was altyd net, hou net die naam van hierdie band, Ja. Jackhammer, want al verander die line-up. personnel, dis dan kan jy dan hierdie naam hou, jy weet, vir 10 of 20 jaar, en ek was so moeg, ek begin net 'n lekker band, en dan breek dit op. Ja. Ja. En van toe af het dit maar so evolve, dis maar weer amper album per album, En dis ek nou na tyd wat Jessie gebore raak. ja, net So- na ons terugkom van Amerika, 86, ja. En so nou as jy 'n pa en jy is 'n rocker, hoe's daai change over? Want jy het gisterand vir my gesê, ek nou 'n babatjie gaan hy, want dis 'n hele ander movie. Ag man, mense adapt man net. En, Ja. Vandat sy klein was, het sy gelike van die musiek ding, jy weet. Hulle almal, jy weet, hulle wil net altyd na die kombi klim. Tot vandag toe nog. Ons het vreeslik getravel, jy weet, in Desember het ons 'n nice circuit gehad op die Suidkus, jy doen like 30 gigs, jy weet. Elke dag, en al die klein dorpies het pubs en goed gehad, ons skryf. Hoe kry jy paai met John? Want julle twee het 'n baie interesting history. Ja. Dit was na Death of a Gypsy, toe was Lani nog in die band, en Jori. Nee, dit was toe al Duke. Anyway, na dit, sien ek Lani hulle, jy weet, hulle het geswat by die Technikon, jy weet, baie jazz en besonder, Lani van der Walt. ja. Ja. En van die ander ouens in die band, ook gesien, nee, alles raak tegnies nou 'n bietjie advanced, jy weet, en ek kan sien, hulle is ook nou nie lus vir die country rock tipe ding nie. Ja.
John se maat, ek en sy maat saam groot geword hier in Pretoria Noord. En sy het toe hier gekom, ek het haar raak geloop iewers, toe bring sy hom hier aan. Sy het 'n jong band gehad, Ward 8. Ja. Dis nou die mental ward. En ek het hulle gaan luister en hulle het so rower recording en ek dink, okay, ek kan hoor, die kind het nogal talent, jy weet. Ek het sy pa ook geken, maar die is oorlede toe John about 10 was. So, hoe oud is John nou? Is hy nou is Hy was 16, toen 19. 19, ja. En net 'n maand nadat toe verongeluk sy ma. Oh, shit. Ja, op pad Bloemfontein toe vir some. Dis nou nadat sy vir hom hier aangebring het. Ja, ek sê nog, maar toe daai band ook opgewerk, maar toe, ek weet nie, is net weird, ek het geweet, okay, ek moet die ou in die band sit, jy weet, Ja. Dit's amper preordained, jy weet. Het hy toe al daai swart lesbol van hom gehad? Ja, net. Dis al daai gitaar is so impressive as jy sien, hy's 'n goeie player. Hy het die regte tools en die attitude. Ja, en toe slaan hy uit die band, want hy wou, en toe begin die actual line-up wat toe lang gehou het, met Tertius en Duke en Jono en ek, ja. Die eerste keer wat ek vir julle gesien het was by, ek dink dit was 1999, by Kakkes op die Vlaktes. So speel hulle op die main stage, headline slot. En wat vir my interesting was van daai gig is dat julle het nie elektrik gespeel nie. Julle was vol band, maar jy en John het albei akoestiek gespeel. En julle het dit geraak asof dit 'n elektrik gig was. Onthou jy daai gig? 'n vriend van my het vir SAIK gebel en hulle het vir my DVD's gestuur van daai gig, want hulle het uitgesaai op SABC. Sure. So, okay, in daai tyd van Tertius en Duke en Jono, hoeveel albums rekord julle in daai tyd? Met daai line-up in? 'n Klomp, want daar was nie net die Engelse albums, al die Afrikaanse goed. Is vir daai band record. So, en Jori was op drums met die Suitcase. Ja. Net na dat Duke, al die drums, wat was die tweede album, was Jans Kopgraaf, en toe was het, en toe die Mamba, en, ja, so dis daai line-up maar probeer by mekaar, en nou en dan, Jono het een probleem gehad met substance abuse, wel, nie net hy die. Ja. So nou dan, sy ander gitarist gebruik. Ja. Die wedding toe het ons nou, het band is actually, dis Jack Hammer en dis die Afrikaanse goed, jy weet. Ja, jou solo act. Toe is het maar so half by mekaar gesmeld, en as ons gaan gig, dan speel ons ietsie van dit en ietsie van daai, jy weet, en dit het gewerk daarom. Jy het ook toe begin Afrikaanse songs skryf. Hoe was daai changeover van Engelse stuff en Jackhammer en ewesklik begin jy neerpen in Afrikaans? Wat het jy laat besluit om daai shift te maak? Was ek had potgieter. Van Willoughby's Records? Ja, hy het die label begin en daai Death of a Gypsy geproduce, maar toe sit hy op my, want Koos Kombuis het toe huge geraak, en Valiant, net begin deurbreek, en daar was moes 'n demand vir alternatiewe Afrikaanse musiek, toe sê vir my, gaan skryf vir Afrikaanse album. En ek onthou dit nog soos gister, hier gesit, about 2 maande gevat, maar toe is daar genoeg songs. In dis Suitcase, dit is... Nee, ek het nooit geweet, dit sal so lang hou nie. Was dit vir jou 'n surprise geweest om te sien wat so goeie respons daai songs kry? Ja. Is dit? Ja, dat was weird. En eweskielik maak hy 'n klomp nuwe avenues oop vir performances. Ja, baie, veral die klein teaters, jy weet, akoestiek, kon tupies gespeel, alles. Ja, dit het baie channels oopgemaak en... Is by Sunset gerekord, né? Ja. Daar was 'n goeie gees daai tyd onder die verskillende bands en musicians, jy weet, 'n kameraderie. Ja. Wat toe somewhere het die dinge begin uitrafel weer, jy weet. Hoe so? Party ouens wil belangriker wees as ander ouens. Ja. Trouwens maak meer geld en dan dink hulle is belangriker as ander ouens en. Maar daar was 'n ander stint. Het jy nie 'n venue waar jy bands geboek het gehad? Dirk het vir my so iets vertel. Ja, dit was hier in die stad. Dit was about 88. Ja, of about 2-3 jaar. Het was die nightclub gerun. Dit was nog baie bands daar deurgekom. En jy self die ding geran?
Ja, waar altyd iemand gekry met dan. Dit was actually dit was nie 'n goeie move nie. Hoe so? Wat te veel goeie vriende wat op bartabs drink. En jy het obviously ook self nou dan perform daar ook. Ons het baie dae geperform. Ja, ja. En Vivian het gesorg, toe sy klompie maande die plek geran het, toe die plek actually gewerk. Ja. En die boeke was reg en alles het mooi gewerk. Maar dit is nie 'n lekker lewe, want jy moet daar sit tot 2 tot die laaste. Jep, daai laaste ou nog in sy flat bier sit En dan drink. moet jy die volgende oggend 10:00 weer daar wees, want dan is dit lunches en Dis ook seker moeilik om te toer ook. ja, gewoonlik ek kry maar 'n ander band Ja. om daar te speel vir 'n ruk en dan kan ek maar ja, nie baie getoer toe nie. Hoe het jy dit ervaar, daai tyd van die Voelvry? Weet jy het mos gekonnekt met Ja, dit was baie exciting. Ek het gedog ek kon net nie glo wat gebeur het toe met die media ontploffing oor die ding, jy weet, die houtstok. ja. Rockfees en alles skielik ja, dit was net voor die apartheid afgeskaf is, né? Ja. Was die gees onder die jong Suid-Afrikaners van So probably exciting tyd as jy ook in 'n band speel om te sien hier kry jy die ouens hierdie column space. was great, ja, was oral die shows is skielik, jy weet, almal is like, jy weet, meer left wing, meer oopkop, meer Ja. en dit was great en toe die verkiesings gekom en so hier in die laat 90s dink ek het dinge begin weer jy weet die pendulum het weer begin regs swaai na kommersialisme en geld, jy weet en die monopolies wat hulle begin het, jy weet om die record companies te beheer en die media, jy weet is skrikwekkend actually. Jesus, ek kan nou al sien hoeveel jy het letterlik van daai alternatiewe rockgoeters begin prevalent raak in Suid-Afrika. Jy was al deur baie van daai pendulum swings gewees. Ja. En nou kom ons by die noughties uit, jy weet, die net na die 90s en jy doen meer pit stuff. En minder jackhammer goeters. Wat was die klimaat wat besluit het jy gaan meer fokus op die Afrikaanse goeters soos wat jy nou opper gaan? Daar was meer gigs vir daai genre, ja. Ja. Baie meer, jy kon toer in klein dorpie, selfs in groot dorp, Bloemfontein, kon jy speel 2-3 aande Yes. in 'n plek, jy weet. En en hierdie music ding, dis behalwe vir die bar en vir daai ander werk wat jy gedoen het in Los Angeles, dit bly tot vandag nog jou main source of income en jou die enigste ding wat jy aanpak, jy weet, deur al daai tyd. Ek probeer ook nou dink aan die existentially, jy weet, van muso wees vir so lank. Well, ja, okay, 2 minutes. Ek gaan die vraag rephrase. Jy meet nou op met die Akkedis brothers. Vat vir my deur daai ontmoetingsproses. Ja, hulle 20 jaar terug gebou, hulle was sulke Rover Jacks. Ja. Hulle is nou nog. Ja, die vriendskap begin en maar so gegroei deur die jare. Ja. Totdat ons in Engeland beland het 1 jaar op 'n toer. En ek en Jono sit sonder 'n backing band. En Arthur en Rudy en Barry wat ander byspeel gehad voor AJ. Hulle moes toe ons hele repertoire leer en daar die sement begin, dink ek, jy weet. Ja. En so deur die jare is al hoe meer en meer saam gejam, jy weet, en ons Kaap toe toer en bly by hulle en hulle bly. En toe 'n paar jaar terug, toe het ek gedog ek gaan 'n bietjie meer in die Kaap bly en toe het ons die Lizard Kings nou Ja. behoorlik aan die gang gekry. En hoe is dit om saam met in daai tyd om saam met want hulle is nou nie net meer 'n backing band, hulle is nou mede-songwriters. Ja, nee, ek weet man, dit was altyd so ek wil nooit in charge wees van iets nie, jy weet, behalwe wanneer dit nodig is om orde en dissipline te handhaaf. Maar julle het julleself nou al as established as, ek meen julle is glad nie net 'n side project nie, julle is 'n full-on band. Jy weet, en wat dink jy is daai ingredients wat sorg daarvoor dat mense daai sustainability het wat julle nou tans het? Maar dis al wat ons het. Dis die music, jy weet. Ja. Ons het nie iets anders nie. En wanneer jy dit doen vir 'n lewe en jy is op die road 120 gigs 'n jaar, dan
dan kom daar 'n bond, jy weet. Ja. And it's honest, because that's what we do, jy weet. Ja. Thanks Piet, dat jy my gesels het. Ons moet nou Lughawe toe gaan. Cheers. Daai ek dit. Dit was 'n groot eer om daai 45 minutes saam met hom te kon gesels op sy stoep by sy huis in Pretoria. En dis ons Lughawe toe want daar was altyd net nog 'n plek om heen te gaan. Jy weet, Piet was altyd aan travel en ek was daai dag ook aan travel en hy het my gaan aflaai by die Lughawe. En ons het nog 'n hele paar jokes gemaak en ek het gesien in die kar op pad Lughawe toe daai dag, toe het hy eers regtig wakker geword. So dit was baie generous van hom gewees om hierdie 45 minute so vroeg met my te praat in die oggend en ek sal dit altyd waardeer. Die volgende stukkie wat ek vir jou gaan speel kom uit episode 73 uit. Dit het uitgekom die 8ste September 2016 en ek het 'n bietjie navorsing gedoen oor die Radio Rats en toe bel ek 'n paar mense en hy was die eerste ou wie ek bel want hy is die tipe ou wat jy kan bel en uitvra en hy sal met jou sy herinneringe deel. Dis die tipe ou wat hy was. So hier is 'n vinnige conversation met Piet in 2016. 'n foongesprek. Hoor net gou chipper is hy as hy die foon antwoord. Arthur van Akkedis het eendag vir my gesê terwyl hulle op toer was met Piet. Piet was deur 'n slegte tyd of hy het so 2 of 3 kakdae gehad en toe hy weer op toer gaan. Dis Arthur vir my, man, hy is soos 'n fucking teenager. En ek onthou dit as hy voor in die kombi gesit het, was hy op sy happieste en jy gaan nou hoor as hy die foon antwoord. As die man op die pad was, dan was hy gelukkig. Hoor gou chipper as hy die foon antwoord. Hallo Piet, dis Willem Welsyn, hoe gaan dit? Hallo, chomma. Wat sê jy? Ek glo nie sit hier in 'n ou kombi op die highway. Dit klink that sounds like the life. What's up? Ek wil vir jou vinnige vraagie vra. Ek gaan nou môre met Jonathan Handley praat van die Radio Rats. Ja. So ek het gewonder of jy vir my soos enige iets interessant het wat jy onthou van daai tyd waar ek hom kan uitvra. Ek doen so klein bietjie research en ek vat nou 'n liberty om jou te bel. So is dit okay as ek jou net soos vra ietsie oor die Radio Rats, jy weet, want sure, dis 'n bietjie voor my tyd. Hulle was ons vriende man. Daai tyd vir 'n paar jaar lank man het ons gekyk altyd baie. Ons het die band Raven gehad. Dit was meer 'n hard rock band in die Radio Rats in Backstop. So there was Larry Amos at Timpar en Bruce en Fuzzy op die bass. So dit was baie eintlik lekker tyd. Ons het baie gigs saam met hulle gedoen. Wat was hulle spesifieke scene geweest? Want hulle is meer Engelse mense, nee. Ja, maar ons was ook 'n Engelse band. Ja, maar jy sê ons was nog 'n bietjie old school. Hulle het al die like 'n nuwe sound gehad. Altyd daai band, jy weet, maar die Radio Rats hulle die Radio Rats het almal goeie songs gehad. Ja, maar die Radio Rats het vir my ietsie van Slade in hulle. Daar's wel vir Ja, hulle was net super cool. Ek het altyd gedink ons 'n great band. Ek dink straks 'n ding het gebeur ek by Wits in die Great Hall het was toevallig al 3 hierdie bands gespeel. En hulle drummer daai tyd, hy wou toe saam met ons bietjie party, jy weet, voor sy gig en toe moer hy van sy stoel af. Dit was nog snaaks, sê maar, dis nie sy skuld nie, hy moes maar... Wat was daai drummer se naam? Ek kan nie onthou nie. Was dit Leonard Dixon geweest? Ek kan nie onthou nie. Maar ek het nou in die week met Bruce van Backstop ek het hom raak geloop en toe lag ons nou nog daaroor. Ja. Jy weet, dit was 'n classic story. Die arme man traat die drome. Jy weet, together maar dit happening en die tequila loop te hoog. En wat van die band Hawk en Freedom's Children? Was hulle ook in daai scene? Nee, dit was voor dit. Dit was like previous generation. Okay. Previous generation. In Rabbit. Rabbit was ook 'n bietjie vroeër. Rabbit was daai tyd, maar hulle was die popband, jy weet. Die Teeny Bopper band, jy weet.
Hulle was huge, hulle seker, ja, hulle was die popband, jy weet, die ander bands het, dit was rock and roll, jy weet, al die bands, het allemaal dieselfde venues gespeel, die Chelsea Hotel in Hilbrow, en Ja, vertel vir my van die venues. Ek kan gooi 'n paar van die name van die venues. Ek wil nou vir Jonathan Hanley uitvra oor die venues. Hy sal jou seker meer kan vertel, maar daar was al die lekker venues, klein clubs, jy weet, maar baie keer het ons 2-3 bands gespeel, baie, jy weet, daar was nooit afguns of dinges, allemaal was like buddies, jy weet, soort van mekaar draai, help en so, jy weet. En het jou paai ooit gekruis met Jonathan Hanley? Maar soos julle twee personally, het julle al connect op music of kak gepraat of 'n bietjie gefilosofeer daai Met Jonathan? Nee, ons het maar net daai tyd so hier en daar, jy weet, maar hy's 'n dokter, jy weet. Hy gewerk daar, ek weet, daar by die myne, daar by Klerksdorp of daar iewers, jy weet, vir jare die mense gehelp. Ek ongelukkig nie, jy weet, wat Klerksdorp, daai plek is bietjie wyd, jy weet. Ja. Maar hy's 'n wonderlike songwriter. En 'n besondere slim man. That's it, I'm driving. Goodbye. Okay, cool, dankie. Dankie Piet, ek waardeer dit. Groete vir Groenies. Nou Groenies, Jacques Groenewald, aka Jake Gunn, wat nou al saam met hom in die kombi was of in die kar was. Ek meen Piet was en is Groenies se ultimate hero. En hy het van al die mense wat ek ken, het Groenies regtig egtig sy musiek die meeste waardeer en emosioneel en tegnies. En Groenies kon dit help om daai musiek heeltyd oor en oor te speel nie, soveel so dat hy sy driver geraak het en saam in sy band begin speel het en deel geraak het van die circle of trust van die family en ek is baie lief vir Groenies en hy moet ook obviously deur 'n kaktyd gaan nou en ek fucking dink aan hom. En toe gaan check ek het al met Groenies gepraat op hierdie show en toe kry ek hierdie stukkie waar Groenies vir my verduidelik van hoe hy vir Piet ontmoet het en hoe dit alles in sy lewe vir hom verander het. So hierso is hierdie stukkie met Jake Gunn en dit kom uit episode 79 uit, wat in die 20ste, en hierdie kom uit episode 79, het uitgekom die 20ste Oktober 2016, met Jacques Groenewald, met Jake Gunn, hoor gewieso. Kijk, by daai stadium was ek nou 'n Moerse Piet fan, al lank al. Maar okay, so waar het jy vir Piet vir eerste keer gesien? Dit was in Vredendal in Weskus. Ja. Yes, dis 'n random plek, hè? Random, bro. Ek en Jacques Tron al die pad gery. En nou Jacques Tron is ook een van jou ou Brackenfell hoërskoolbuddies. Yeah. Ja, julle twee was 'n fucking unit geweest. Yes. Ja. Nou sy ma het vir my, ek sal nooit vergeet, ek was matriek. Toe sê sy ma vir my, Groenies, jy moet hierdie CD luister. Want en jy weet nou matriek, daar is ek is nou nie op Afrikaanse vibe, Ja. eintlik daai tyd. Sy sê vir my, jy moet hierdie CD luister. Ek, Piet Botha, ek wonder nou wat, ja, okay, cool. Sy sê, meneer Groenies, maar regtig, jy moet dit luister. Ja, bro, en ek ry toe nou die sondagoggend daar weg, oorgeslaap, en toe by die huis kom. Dis 'n soetkeis geweest. Nee, dit was die heat. Okay, ja. So, brein. Yes. En toe ek by die huis kom, ja, bro, toe is ek, like, blown away met die goed. Like, en ek wil nou alles uitwerk. Jy weet, ek wil nou uitfigure hoe die fuck werk hier. Want hierdie music was vir my amazing toe. Dis nu dat jy nog matriek was, né? Ja, ek sal sê matriek, net einde matriek daai kant. Ja. Ja. En dis wat ek toe nou op hierdie Tanya Amelia wat my nou blootstel aan hierdie fucking music. En tot vandag toe gaan hulle nou nog. Hulle Jacques Tron en sy maale almal, hulle sit by die boer, hulle kyk vir fucking vir Jack Hammer of Piet. Ja, Jacques Tron nou dan uitgejaag maar. Ja. Amper uitgebliksem, maar ja. Ja. So dit was toe nou jou introduction en jy het dik toe nou hierdie music. Heavy. En toe die Vredendal gig? Ja nee, kyk, toe, dis nou net na eerste jaar uit matriek uit, eerste jaar basically toe ons in Swat. Sê ek vir Jacques, maar kyk, ons moet nou
is hierdie festival waar Piet Joel, ons moet nou al die pad ry, Vredendal toe. En nou ry ons al, maar want Valiant was ek toe daar. Ja. Ja, nou is ons moes excited, bro. Regtig. En nou sê ek vir Joel mos nou Piet hulle Joel die Saterdag aand. Nou, Is dit nou Jackhammer of net Piet? dit was Piet en John, maar daar was basically 'n hele band. Ek onthou hulle Suitcase gejoin in Liberty. Ja. Ek het dit nou onthou. En ek sê vir Jock, maar ons moet backstage kom. Like dis was mission. Want to meet my hero. Ja, heavy. Maar nou, ja, bro, dit is doring, dit is draad vibes. Jy kan nie daar's 20,000 mense. Jy kan nie net backstage gaan nie. Ja. Ek sê vir Jock, nee man, daar moet 'n plan, daar moet 'n move wees hê. En ek en hy kruip toe deur 'n doringdraad. Ons kom al twee bloei aan die ander kant. Ons is hallo oom Piet. Hallo oom. Hy sê, Jesus, dude, is jy alright? Is jy alright? En dis nou daar waar ons hom nou die eerste keer ontmoet. It is like, wow man, hier ontmoet ek nou hierdie cat. Nou kan Piet daai ontmoeting kan hy onthou van daai fees. Hy onthou dit, bro. Hy vertel by hom. Ja, maar wat vertel hy? Hoe onthou hy dit? Nee, hy vertel die storie. Hy sê nee, ons het daar by bloed aangekom maar daar was 'n hekkie. Ons kon net deur die hekkie geloop het. Maar dis nie waar nie. Ja, okay. Ja, en dit gaan ons nou backstage met Piet en Jono. That was amazing, man. John nog lang hare gehad. Ja. Daai swart Les Paul van hom gejol so baie. Ja. I didn't know like it, Tom. Ja, ek het gecheck, ja. Ja. En toe die volgende Sondag, ek en hy word wakker daar. Moes se bablas nou ry huis toe. Maar nou is ons heavy excited, dude. Want nou het ons nou, ons het ons brand moet. Jy het nou die gig gecheck en jy het hom nou gemeet. Yes. En ons 'n bietjie saam met hom gekuier ook. Ja. En ons het saam met hom Black Labels gedrink. Ja. En dis nou, ja. En toe onthou ek, by die einde van daai jaar, toe sien ons hom in Mosselbaai. Ja. Toe gee hy vir my die dubbel album, Live at the Nile, die live album. Ja, die live ene, ja. En daai het kind of my vibe gechange, forever. Ja. Want jy was, toe ek jou ontmoet het, was in 2010 of 11. Ja. Toe staan ek by Plaasteater saam met Gustaf hulle in kuier. En ons is nou een van hierdie fucking crazy binges. En hier bel en Gustaf was fucking los voor agter die bar. Dis net kortetjies vir almal. Jy weet daai vibes, jy weet, play as it lies. en iemand bel en hy sê nou jy kan net check, hy soek jou aandag. Hy wil nou almal moet hierdie conversation hoor. Hy sê wie praat nou? Piet se drummer. Piet se fucking drummer. Nee, okay, cool. Nee, jy kan deurkom. Nee, ons is nog oop, jy kan deurkom. Hy sê Here, julle Piet se drummer is op pad. Hy wil nou hier kom kuier. Kom ons kyk wat nou gaan gebeur. En hier kom jy en almal sê, "Oh, fuck, dis groenies." En hy sê, "Jy is die fucking Piet se drummer nie." En jy sê, "Nee, ek sê Piet se driver." Dis 'n fucking driver. En ons lag toe die heel aand sê, "Jy dink mos jy's fucking Piet se drummer." Ons het fucking gat gemaak met jou en dis die aand wat ek het jou al een of twee keer gesien na, maar dis nou die aand wat ek eers was op jou party. En toe sit nou soos fucking down like a clown maar wat nou interessant is dat jy het nou vir Piet gecheck en hoe die fuck word jy nou sy driver? Nee, kyk, omdat dit was nou like ons kan na elke gig toe. Ja. In die Kaap. Daai het 'n Jackhammer 2 keer getoer in die Kaap. So Maart en September. Elke jaar, daai tyd. Maar ons is by elke gig, like letterlik, elke gig. En toe later dan toe gee hy vir ons een keer sy nommer. Oei, groot big mistake. Ja. Nou, ek sal nooit vergeet ek en Jacques een nag laat man. Nou bel ons hom. Ek en hy, ons luister die musiek. Ons nou 2 keer ons wou net 'n fucking song uitwerk. Maar Joel Jacques ook doen. Ja, ek kan 'n bietjie Joel. Ja. Nou bel ons hom. Ons hom Piet. Wat is die kode van die ons kry hierdie fucking kode hier man. Is julle nog 'n fucking shot? Ja, heavy. Hey dudes, come on. What's mate? Foenie. Ja, en toe bel hy my eendag en sê nee, maar of ons nie vir hom kan op die creek te ry nie. Maar wag nou, daar's 'n groot gap tussen
julle wat hom bel, gesyp in die aand om kort uit te figure en hy moet sê, nee, ek gaan vir hierdie dudes bel om my rond te ry. En dit was nou 'n groot gap, daar moes nog goed daartussen gebeur het. Well, Want as ouens my nou gaan bel, hey Willem, wat 'n fok, so kort van skool hoof, gaan ek vir hom sê fok off. En dan gaan ek dink, kom ek bel daai ou, hoor of hy my nie wil ry nie. Aan die ander kant ook, Piet kan dalk slim wees en dink, hierdie ouens is super fans, hulle sit en werk die songs uit, hulle dig hom, hulle sal as ek hulle bel, sal hulle die geleentheid aangryp om te ry. Wag, dit maak 'n bietjie sin hierso nou. Ja. Up the creek. Okay. Dit was in 2009. Nou, kyk 2008 het ek klaar gemaak. Ja. Toe sê my graad nog gekry. So my pa het vir my gesê voor die tyd, as jy jou graad kry, gee ek vir jou 20 krant. Yes. Ek sê, okay. Ek gaan hierdie graad nou kry. En in 2009 het ek basically fokol gedoen nie. Weet jy, ek het 20 grand gehad. Ja. By jou maale gebly en daai gaan uitpaar elke maand. Ja, dat was my geld. Ja. Hy roller. Befok gewees hier. En toe sê Piet vir ons nee, daai was in 2009, ons moet nou vir hom ry. Van die Kaap af Swellendam toe. Ja, ons het hom by Brian Karre nog gaan optel. No. Vir hom en Jono. Ek dink, kan jy onthou of Duke, ek dink Duke was ook by hom. Kan jy onthou, ja, Duke was by hom. Bean was op honeymoon, as ek reg onthou. En dis nou die eerste keer toe nou wat ek nou, ons het driver speel, weet? Ja. En toe, okay, toe nie lang daarna net toe kom hy en Jono weer Kaap, toe is Jacques nou gewerk het. Ja. En ek het mos nou nie 'n day job nie. Want ek is nog op die 20 grand. 20 grand 'n jaar die salary. En so toe kon ek nou vir 2 weke lank met hom Jono hang. Ek is nie dis waar die ding gekom het van die driver. Ja, okay. Check. Hulle is op toer en jy ry hulle rond. Ek ry hulle rond, bro. Ek het die tyd van my lewe. Ek sien plekke wat ek nog nooit gesien het nie. En ek is nie die driver. Ek tune net gitaar, pitch gitaar. En ek dink daar het ek ook baie geleer. So toe raak jy die basis hulle roadie ook. So jy check baie van die shows Roadie, bro. Ja. Ek is sober. Ja. Kind of thing. Ek ry die aande. Ek en Jono ons tune gitaar, sound check. En check wat doen Jono en sê Jono, wys my 'n bietjie daar man. En dit was baie cool. In daai selfde gesprek met Jay Gunn was daar 'n punt gewees waar ons gepraat het oor hoe hy toe nou sy day job gelos het om musiek voltyds te pursue. En toe kom hierdie stukkie uit, luister gou hierso. Ek kan onthou die heel eerste keer. Kyk nou my ouers is nou nie op hierdie. Hulle like nie hierdie feit dat jy die day job gaan los nie. Nee, hulle like die music, maar nou nie die day job ding hou. Ja. Jy weet? En ek sal nooit vergeet ek het met Piet gaan praat, sê ek vir hom, Hamme, wat gaan nie aan? Sy sê vir man, is baie eenvoudig. Los jy die ding, jy wil dit nie doen nie, jy gaan dit nooit enjoy nie. Kryf jy net 'n paar gigs 'n maand. Wat het hy getune? Eet. Like vis op brood is fine. Eet, maar doen net wat jy wil doen. Dus ek sê, okay nee, ek gaan dit nou doen. En ja, gaan ek sê So nou gepraat jy met Hammer eerste. ja. So jy gaan vra vir jou ma jou pa nie. Nee, ek het mos geweet wat hulle gaan sê. Jy weet, die klokkie lui vibes is bes al verby. Jou ma daai klokkie al begrawe in Nee, die tuin. die klokkie gaan nou nie happen nie. En dit skiem ek nie wel, okay, wel, dit gaan ek nou doen, as dit werk hier, dan werk dit en dan kry ek maar weer 'n QS job. En dan die laaste stukkie wat ek wil speel van Jay Gunn van Ou Groenies. Wat nou in sy laaste daar saam met Piet 'n hele paar keer perform het en ongelukkig nie saam kon kom strap toe nie in Mosambik toe nie. Hierso vra ek toe vir Groenies vir Jay Gunn, maar wat het hy geleer by Piet? En luister gou hierso. Ja, ek het baie geleer by Piet ook en jy weet daai hele the way dit approach tipe van ding. Obviously hy is nou op 'n hele ander level en hoef nou nie met tikkie draai opgeskep
Ja, maar ek kan dink hy het soms ook sy fair share van mense wat 'n expectation het van hoe 'n aand gaan afloop en wat ook al, jy weet, jy werk by op 'n einde dag wil die ou by wie jy speel, hy wil klomp drank verkoop en soms verkoop hy nie so baie drank nie en dan werk hy sommer nie uit nie. Maar aan die ander kant ook Piet het daai ek dink nou hy het ook daai presence van ja, Piet Botha het met hom speel, jy weet, jy fokkie rond, jy betaal. Jy weet, hy het daai presence waar as jy 'n young cat is wat nog nie daai pad gestap het en dan jy weet mense kan mos nou check as iemand by 'n bar inloop, wie is hierdie ou, jy weet. Hoe lyk hierdie perd nou, jy weet. So ja, wel ek sê ek dink ek sal maar altyd, jy weet, die storie op 'n way benader waar ek nou nie die ou ek gaan nou nie 'n $5,000 gig ek gaan nou nie $5,000 vat as ons net 5 mense was. Ja. Jy weet nie nou realisties wees oor die tipe ding, maar aan die ander kant is ook, jy weet, standard ek probeer my altyd my man staan, jy weet. Ja, dis maar al wat ek kan doen. Maar ek weet jy's nou my bra en alles, maar ek wil nie vir te personal vra nie, maar hierdie is vir my interesting en ek dink party mense wonder hieroor, jy weet. En ons kan sommer afsluit hiermee. Jy het nou die hele Piet Mission gegou waar jy 'n driver was en alles en nou speel jy ook soms saam met Jackhammer. So dis amper so 'n tipe van 'n droom wat waar raak ook. Ja. En nou, ek meen jy date nou immers nou sy dogter ook. Yes. Jy weet so, dit is 'n kind of full circle vir jou hierso, jy weet. Ja, dit ek het dit nou nie beplan nie. Dit is nou so vir 'n jaar en 'n half wat ek en Robin by mekaar is. En sy vat minder kak as Piet kan het. Hy het al mooi geleer. Maar sy is beautiful. Amazing mens. Ja, maar die cool ding van om in 'n band te speel. Of dit is 'n extended family ook. Ja, sy verstaan ook hierdie hele ding, obviously beter as 'n normale, jy weet, as meestal aan 'n girl, sy verstaan hierdie hele ding. Okay, ek gaan vanaand gig. Jy kan min van hulle hoor. Exactly. Wat daai get. En sy verstaan en dit maak dit baie makliker en ja, she's seen it all. Jy gaan haar nie skokkie. Nee. Jy gaan net afpis. Ja. Jy gaan nou nie surprised met hierdie rock and roll moves nie. Sy verstaan my beter as ek soms. Sy is ook soms 'n coach. Sy is ook soos want sy het al meer gigs gesien as jy. Ja, ek weet. Sy was op meer toer as ek. Ja, sy is meer seasoned as jy in die industrie. Ek weet. Fuck. So dis actually cool, jy weet. So jy's eintlik meer humble in daai circles. Ja, nee, heavy. Elke storie wat te doen het met Piet Botha sal altyd eindig met een of ander lag. Soos jy nou kon hoor. Die volgende uittreksel wat ek wil speel kom uit episode 66. En dit het uitgekom die 21ste Julie 2016 saam met Rudy en Arthur Dennis, die twee broers van Akedis. En hierso vertel hulle waar hulle vir die eerste keer saam met Piet gespeel het in Londen en hoe hulle vriendskap begin het. En daarna kan jy ook hoor wat hulle alles geleer het by Piet. So hier gaat hy. Delta Blue was daar, okay. Valiant, Piet Botha. Ja, dit is die musiek. Jonathan Martin, obviously. Albert Frost was saam met Valiant daar. Ja, dit was die eerste keer wat ons met Piet Botha gespeel het ook toe, was op daai toer. In Londen? Ja, dat was op 'n stage. Dat is vol band helemaal saamspeel. Ja. Gewoonlik was net 'n bietjie gejam hier en daar. Insit vir 'n song. Beset hoe waar maar daar moes ons die band wees. Mag ons rol raak as julle Piet, Valiant, Gerald Clark en al die ouens saam in Londen is. Ja, ons het almal op 'n ander plek gebly. Ons het in Waterloo gebly, in 'n backpackers op ons eie. En Piet het vir Jackson hulle ontmoet. Nee, maar Piet het die kamer langs ons gehad mos. Nee, dit was Delta Blue en toe het hulle uitgetrek, toe bly ons op ons eie. O. Piet het by die organisers by of Jackson hulle het vir hom kom haal. En ander ouens, Gawie byvoorbeeld, by die organisers gebly. Swart Gabriel, julle saxophone player. Ja. Na Africa My Baby is dit dekade en toe begin julle meer saam met Piet begin jol. Yes. Hoe het dit gebeur dat hy meer saam met julle begin speel, omdat hy gereeld af Kaap toe gekom het? Yes, hy het baie afgekom en Johnny en Tertius hulle kon nie meer
afgekom nie, want hulle het almal wel Johnny kon, maar Ja, Tertius en die Duke het goeie hulle werk hulle het baie goeie promosies gekry. Hulle kon nie meer afkom nie. En toe het ons net al meer begin speel. En op 'n stadium met Piet daai ding hulle drop. Kom ons maak 'n album man. Ja. En toe het ek by 'n goeie vriend van ons 'n sponsorship gaan kry en toe weer sien toe sit ons in 'n studio. Saam met Piet. Ja, dis die eerste keer wat hy saam met 'n ander band opneem. Ja. En was dit vir julle 'n big deal om saam met hom creatively Ja, dit was baie goeders te maak? Wat tipe goed sal mense sê maar nou by ou soos hy leer? Behalwe 'n light and shade. Light and shade. Ek wou net val nie my nou nie. Yes, want dit is hoe die pad eintlik werk en wat weer ons het vir audience begin speel wat nooit vir ons sou gekyk het. Verstaan jy? Mense wat nooit eintlik na Akkedis shows toe sou gekom het, hier na daai shows toe gekom. En dan by die shows het jy Akkedis songs gespeel en van Piet se ou goed en dan van die nuwe goed wat ons saam rekord het. Dit gaan ek oor om 'n nuwe audience te bereik. Maar wat ek bedoel musically, wat sal julle sê binne by hom geleer het gedurende songwriting of in die recording proses of live speel, soos tegniek en seker tipe goed? Dis dieselfde storie weer waarmee hoek te gaan soek. Dat song moet 'n hoek hê. Ja. En ek weet nie. En 'n sang moet opbou. Ja, hy moet opbou. Ja, Wag, kan nie wegtrek. Nie moet weinig opbou nie, maar hy moet breathe. Ja. Hy moet foreplay hê en dan climax. Ja, so for a lack of a better expression. Soos ek sê, elke gesprek wat handel oor Piet eindig altyd met 'n laugh. Hier's vir jou 'n klein stukkie waar ek met Andre Kriel van die Black Hat Bones gesels en ons het by Strab sit en gesels, toevallig dieselfde Strab waar Piet Botha was die heel eerste ou wat daar gespeel het. Jy weet hoe die fees begin het en hierso gesit en gesels ek met Andre Kriel en dit is 'n goeie segue vir die volgende stukkie wat ek vir jou gaan speel met Gareth Wilson. En so hierdie stukkie kom uit episode 59 uit met Andre Kriel van die Black Hat Bones en dit het die 2 Junie 2016 uitgekom. Selfde jaar, selfde dag sien ek nou net as wat Piet oorlede is 3 jaar terug. Serendipitous is dit. Hierso is 'n klein stukkie met Andre Kriel, maar dis 'n goeie segue vir wat Gareth Wilson vir jou aan gaan vertel. Ja, dis ook 'n ander storie om te gee want dis toe nadat hy vir Piet Botha ontmoet het. So daar, ja, maar sien, Piet het nogal sy invloed op mense. Ja, hy het van Gareth Wilson 'n man gemaak. Maar hy het nogal so dan nie julle ook gehelp netwerk en stuff in daai tyd. Yes, definitief. Ja, hy het 'n baie groot rol gespeel in waar die Bones nou is. En julle rekord by Wilmer en so julle moet daai hele scene, maar julle ken seker daai scene so maar. Yes. Maar julle skierskouers met daai ouens en met hulle gigs en julle kruisbestuif daarso en julle fucking open knee en hierdie band over vir daai. Takes a village. Ja, Takes a Village. Jy sien 'n paar goedes wat jy uitkom in die interview. Yes sir. It takes a village en jy moet humility en jy moet kan werk voor jy kan stoom afblaas. Amen. Hierdie volgende stukkie kom uit episode 135 met Gareth Wilson van Southern Gypsy Queen en dit het uitgekom die 16de November 2017. So hoor gou wat 'n belangrike rol Piet in hulle loopbaan gespeel het. Luister gou hierso. The story we heard was that Pitt went to Karel Hofman and he was like, hey man, I've got these young kids. They really show, they've got a bit of promise. I think they'd be great. Give them any slot at Corpy, just like R1,000 will make their life just to like, bit of bucks or this or that. And Karel was like, we don't have R1,000. And Pitt was like, well, listen, if you want me to play, take it off of my fee. So it is amazing, you know, it is like a really beautiful thing. And he never told us this. I heard this subsequently from Karel and Misha years later, is that he actually took $1,000 off of his fee to sort us out. And we played 11 o'clock, top bar stage, still one of my best Corpy sets ever, just before Dan Klansky had also just started. Yeah, his first Corpy. He's the same age as same you, level, yeah. We basically did a lot of tours together in the early days. And he... And that was, we were recording the Sweet Voodoo album while we were staying at Pitt's place because we're still technically based in Maltino. Yeah. And it is after we recorded that we were like, cool, now we've got this album, we've got some in a cell, let's move to Joburg. Ja, en hy het nie net jou gehelp fund aan 'n album nie. Hy sal jou ook approach het om 'n album vir jou te produce, soos wat hy gedoen het hier met Bacchus Nel. Toevallig was ek by die aand toe Piet vir Bacchus approach het om sy album te record. En hierso is 'n stukkie waar ek met Bacchus gesels daaroor.
Luister gerus. Ek onthou ek het sommer julle toerfotograaf geraak ook op die mission. En toe kry julle 'n gig saam met Piet by in Pringle Bay. Pringle Bay en daai selfde tyd. Yes. Was in daai selfde week of twee? Dit was in daai selfde tyd gewees. Dis eintlik dis by daai gig wat was One Love se verjaarsdag ook. Dis most probably so gewees. Ja, ek het foto's daarvan en toe Piet nog vir jou gesê hy gaan jou album produseer. Dit is presies daai aand, ja. Jy onthou goed. Ja, nee, dit hy het vir my ons daar by die bar gestaan na die tyd en ek dink hy het vir my iets gesê in die sin van weet hy het my al 'n paar keer gesien speel en te sê maar vanaand het dit vir hom sin gemaak. Hy sien nou wat ek doen. Jy weet, is asof hy jy weet en as ons terugkom in Pretoria dan gaan ons vir jou 'n album maak. En voor dit het baie ouens al ook vir my gesê ons moet ons gaan albums maak, jy weet. Ja, empty promises. Ja, daar was baie ek het ook ek het daai album het ek begin opneem by Melkstraat. Ek weet nou nog tot vandag toe nie regtig wat die storie is nie, maar dit alles wat ons gedoen het verlore gegaan en of dit nou as prins gesaboteer was en of dit nou per ongeluk gebeur het, jy weet dit weet ek nou nie. Daar's dalk ander mense wat weet, maar so iewers maybe lê nog iewers lê raw recordings van Bacchus. Ek dink hulle is maar weg, Willem. Ek dink hulle is maar weg, maar toe nou Piet nie nou nader, jy obviously baie stadium is nou bewus van Piet Botha. Yes, wat gaan deur jou kop toe? Hy nou hierdie goeie vir jou sê die tyd. Ou was half uit die veld uitgeslaan, jy weet en ou was mos nou by baie gigs gewees van hom en gaan gigs kyk en jy weet en hy sê jy weet ja, wel ons gaan vir jou album maak. Ek was dalk selfs nog skepties gewees. Maar hy het my toe ons terug is, ons was net terug in Pretoria gewees. Ek dink nie eers ek het hom gekontak nie. Ek dink hy het my weer gebel. Ja. En vir my gesê, "Alright. Jy weet, kom ons begin met daai ding." Toe sal hy sê hy sulke sommer net sulke pre-recordings gedoen en ja, toe skielik in die studio en toe skielik toe sy album daar. Jy was by Lani geweest, né? Yes, by Lani. Die lekker ding van daai album was toe jy weer terugkom Kaap toe jy die album klaar gemaak, jy het weer gekom vir 'n toer. Toe kom jy alleen sonder Jan. Yes. En toe bring jy die master, jy het nog vir my die master kopie gegee. Ek het die heel eerste master van Bacchus Nel se eerste album gehad. Dit was vir my, dis ek so blown away want toe kon ek hoor, jy's hierdie basstone klink moerbaai soos Jackhammer en ek hoor toe daarsoos Piet influence en ek kan hoor, julle het nou daai songs, van jou wat nou die canvas was so mooi gaan style en ek was blown away. So hoe was daai proses vir jou om hier kom jou album uit en jy het artwork wat 'n ou gemaak het vir elke song en Piet Botha het jou album produce. Ja, nee, ek weet hoe bevoorreg kan jy wees? Ja. Ek weet nee, dit was jy weet dit was iets geweest daai ja, dit was 'n moeilike geleentheid en ja, en wat kan ek meer daarvan sê? Die volgende uittreksel wat ek vir jou gaan speel kom uit 'n episode uit met die singer-songwriter Donovan Honeyborn en hy was op stadium het hy saam met Piet, hy was Piet se gitarist geweest en hy het ook saam met Jackhammer gespeel. So hier is net nog een van die countless stories waar Piet 'n invloed op 'n jong musikant se lewe gehad het. Luister gerus. After the whole Johnny Cash thing, then I started jolling with Piet. And how did that happen? Because you played with Piet Botha for a while. Yeah, a couple of years. And I saw Piet, I played a solo show somewhere on Zambezi Road in Pretoria North there. I think it was like a Firkin or something like that. Yeah. And Piet saw me and he says, I greeted him and he says, no, like cool. He says, you'll see me again. He's pretty confident. And then about a year or a few months later, at the old Steak and Ale in Centurion, they had a competition and it's like an open mic night thing or a battle of the bands, and if you win you get to play at Strab. And I heard so much about Strab and I was like, oh, that's cool. So I went, and it was just down the road from where I live. Yeah. So I went and I entered and I won along with the Black Cat Bones.
Like both of you guys won. We won, yeah. Black Cap Bones at that stage was just Andre and Quibus. And then we got to go to Strab, and then saw Pitt again, and started chatting, and then he said, cool. And then, we formed a friendship, and I was hanging out at the house, and he says, no, cool, let's record some of your stuff, just at home recording. But I want to stop you there. What kind of songs did you perform at that gig? Was it Jack Johnson vibe or the dark existential things now? What kind of songs? A bit of both. This was sort of transitional. Okay. Transitional. Then, as circumstance had it, there was a bit of a gap, and Pete said, well, you need someone to come jol some acoustic stuff with him. And then Pete and I did the whole, when Pete plays acoustic in those days, it was just him and another guy. And I did that for a while. Stopped for a while, focused again on my solo stuff. But wait, how was that? I mean, all of a sudden you're playing with fucking Pete. Yeah. That's a whole different ball game. This is a guru guy who's been jolling from the 70s. Yeah. And he's pretty famous and infamous, because he's the real deal. Yeah. What things did you pick up there? I was young and fit and handsome in those days. I could do anything, So for me, it was kind of cool. It's like I was just like, wow, this is great. This is awesome. So I went into it dead first, and it was great. It was a Mursa education, but this was only the beginning of it. So that was just a cool thing to do, and it was really special. But Pete is very peculiar. I mean, if you want to play Pete and Jackhammer songs, you have to fucking nail them. Didn't you feel a little pressure, or did you slide into it easily? I think I was pretty confident on the acoustic stuff. Yeah. Then we didn't jol for a while. And I went and did my solo stuff again, and it was cool. I mean, then I was getting a name because I'm the guy who joled with Pete. Oh. And then a few months later, then Pete said, do you want to come jol for Jack Hammer as well? And that's when that thing happened. Now I'm like, oh shit. No. Sit die bakgitaar weg, dis nou groot. I didn't even own an electric guitar. The other one was... The chord copy is gone. That thing's gone. Now I'm like, shit. So I made a plan. I got a little acoustic guitar and a little Roland Cube 60, and I learned how to play electric guitar very fast. Yeah. Like, very fast. But I was still not a great guitarist. So was Jono out of bounds for that session? Yeah, Jono was out of bounds then, and I was just dropped into it head first. I was still, because I was playing music so much, I could pick things up relatively quickly. And then that's where my education of the highway started. And then through Peter I was exposed to Warren Zevon, and through Bean I was exposed to all these other dark country things. And that was a serious education. My time with Pete was, he taught me how it works on the highway and things like that. And how does it work on the highway? It works. It works. No matter what happens, it works. Yeah. It was an education. It was really an education. I learned a hell of a lot of things, but tell me two things that you learned on the highway with Pete. Be respectful. Always be respectful. You come in there, you've got a job to do, you do the job. The other one is make a plan. Things, you don't sit and moan about, I don't have monitor sound, I can't. No, you make it work. You're going to go there, you're there to play a show, and then you play that show. Yeah. And that's it. If you can do those two things in your shop, and there's lots of other things. I mean, don't whine. Just sort it out. Sort it out. And while you were playing with Pete, were you listening to the records on like stuff that Jono did, and were you trying just to nail that, or did you try to bring in your own thing? And so how did it work for you playing wise? No, it didn't work like that for me. Because there's just no ways I could do what Jono was doing. Yeah. But we had a slightly different repertoire then, and that time as well. Pete worked on Spook Psalms. Oh, yeah, okay. I could learn that. It was a lot simpler guitar wise, so it was easy for me to learn. We did a lot of covers as well. So we had a little repertoire that we did, and yeah, we got it down, and it was really cool. But at that stage, you were aware that this is a temporary gig for you with Pete. Did you ever think that you were going to be with Jack Hammer forever, or? I don't know if I thought about it in those terms. I mean, maybe there were times I thought about it, but when Pete and I went our separate ways, it was very sort of organic, that's the way to put it. Hierdie stukkie kom uit 'n onderhoud wat ek gedoen het met Elby Adendorf. Sy was op stadium die eienares saam met haar suster Hetty by Dorpsstraat Theater toe ek al gewoon het.
En net vinnig, sy het so 'n boek gehad van koerant uitknipsels en goeters van die dae toe hulle daai Dorpsstraat teater geran het. En toe vra ek vir haar, wel, noem vir my 'n paar van die kunstenaars se name wat vir julle altyd uitgestaan het, jy weet, wat altyd 'n treat was. Toe sy die boek oopmaak, toe maak sy by Piet Botha oop en dis wat sy toe sê. Hey, hier is Piet ook. Piet Botha. Hoe jonk is hy nog daar? Ja, altyd rustig. Jy weet, baie nice show altyd. Hy en Jonathan Martin aan die begin saam opgetree. Altyd saam solo altyd gespeel, saam ja. gespeel en so, maar altyd daar ingestap, baie mooi, weet, lekker show, rustig, baie diep. Die volgende stukkie kom uit 'n gesprek met Anne Jangle, die singer-songwriter. En sy was een van daai mense wat baie vinnig begin gitaar speel het en songs skryf het en ek dink Piet en die Akkedisse en daai ouens het baie te doen gehad daarmee. So luister gou hierso. Toe sê daar speel sy nou saam met die Lizard Kings. Yes. Daai het in 'n kwessie van so 6 Paar maande tot 'n maande. jaar gebeur. Toe is dit so. Dis ek op toer met hulle, hit the road. Dit moet nogal overwhelming wees. Ja, maar dit was al vir my soos dis wat dit is om musiek te maak. Dis die lewe en Rudy en Arthur het soos en Piet het vir my basies geleer dat jy kan dit maak as 'n musikant as jy wil. Jy weet jy dis harde werk en dis sacrifice. Ek bedoel jy mis uit op baie soos ek dink familie events en dinge wat normale mense society kind of shows you how to live. So dit het vir my baie geleer. Ja, verskriklik baie. Rudy en Arthur en Piet het my lewe heavy verander. Piet het hy het nie net musikante en ander mense se lewens verander nie. Hy het ook festivals verander. Music festivals. En hierso is 'n stukkie uit 'n onderhoud wat ek gedoen het met Andries Burger en met Konrad Jamnek in 2012 of 13 by Strab. En hier kan jy so 'n klein bietjie van die geskiedenis hoor van hoe daai fees begin het. En obviously het Piet iets te doen gehad daarmee. So hierso is daai uittreksel uit 'n 2012 of 13 se onderhoud met Andries Burger en met Konrad Jamnek van Strab. Ek en Annelie Snyman het so 'n duikshop gehad hier in die begin 2000s. En ons het aan die einde van ons eerste jaar het ons by ons 'n birthday bash doen. En ons het nie geweet wie reg om te kies nie en ons wou 'n band kry om saam met ons Malangaan te gaan want Malangaan was die plek waar ons al ons studente heen gebring het om te kom duik. En daar was een van ons studente wat saam met ons geduik het op daai stadium was Frans Human. En ons het hom gevra om ons te help soek na 'n geskikte band en hy het op Piet Botha afgekom. Omdat ou Piet maar, weet hy sing rock en hy sing ballads, rustige staf, hy sing Afrikaans en hy sing Engels, so hy sou na die hele scope van die mense wat nou daar was en hy kon 'n lekker party gooi. Ja, en ons het toe vir hom gevra en hy het daai eerste jaar gekom. En ons het lekker gejol vir 2 aande. Wat se jaar is dit? Dit was in 2003. En die volgende jaar met die tweede birthday bash doen ons dit weer en dis waar Konrad ons gejoin het in 2004 om die sound te doen. En dit was nou daar op daai tweede festival wat Piet vir ons eintlik gesê het, maar hier is magic in hierdie plek en ons moet kyk of ons nie 'n festival moet try nie. En dis waar die woord die naam van die festival ook uitgekom het van 'n ou Bob Dylan song, The Subterranean Rhythm and Blues Experience. Wat toe later Strab geword het, maar anyway, toe trouens het hom maar van 2005 af en ja, hier is ons vandag. Konrad, jy kan maar die gate invul. Ja nee, is omtrent dit. Ek sal nooit daai eerste trip vergeet saam met Piet hulle nie. Wel ek nie keuse om te vergeet nie, want ons het 'n partytjie gehou daai naweek soos min tevore. Ek dink dis die jaar wat die hond my gevolg het. Dat 'n hond uit die Sabines uit my gevolg vir die hele naweek langs my geslaap. Buitekant my tent gesit en wag vir my. Dit was baie weird te besef ek dink daar's ietsie magic aan die plek. Ja, ek was baie bevoorreg geweest daai tyd om involved te wees in van so 'n vroeë stadium af. Daar's 'n bietjie geskiedenis vir jou oor die Strab Festival in Ponta Malangaan in Mosambiek. En dan die laaste stukkie wat ek vir jou gaan speel is met Konrad Jamnek en dit is met Jessica se boyfriend. Hulle is nou saam en hier het Konrad, hy het een keer kom kuier in die garage, en dit was episode 34, dit was ook in 2015 of 16, en jy sal net hoor hoe belangrik dit is,
vir 'n ou wat 'n fees reël, dat as hy iemand boek, dan wil hy obviously hê dat Piet moet weer af van, en hy wil nie hy wil nie vir Piet omkant vang nie. Hy is die tipe ou wat mens in ag geneem het voor jy enigiemand anders by die fees gekry het. En dit is vir my sweet. Ek dink hierdie stukkie onderhoud was gedoen nog voor Jessica en Konrad saam was, en even voor dit kan jy die respek hoor wat Konrad het vir Piet. Jy weet, hy sou hom altyd eerste in ag geneem het. En dis net vir my beautiful. Om vir Piet Botha te bel en vir hom sê, hoorie Piet, ek het nou hierdie ouens is nou nuwe ouens, die jaar wat ek Bitter Einder geboek het. Ja, dit was 'n befokte jaar. Hierdie ouens is nou met hulle rap en is 'n bietjie hip-hop. En hy sê, okay, dis reg. En ek is like, okay, maar ek gaan dit, in elk geval, dit is 12 uur op, weet, almal is al klaar, weet, en sulke goeders, en dan weet ek, hy gaan nou 'n bietjie kyk na hulle lyrics, en al sulke stuff. En dan net, Piet, ja. Sal hy? Ja, natuurlijk sal Nooit. En dan, hy wil weet waaroor het gaan, you know what I'm saying. Hy wil ingelig gaan staan. En maybe, het hy nie na die lyrics gaan kyk, of whatever nie, maar, inform the guy, verstaan jy, laat hom weet, ek bedoel, weet, by the way, sou ek nooit betrokke gewees het by Strap, as het nie vir Piet was, so eenvoudig soos dit. Die eerste Strap het die hond op my verlief geraak, en my gevolg vir 4 dae lang, en my desk is gesteel, en nog steeds, weet, bespied wat my gevat het die eerste keer, van ek na my toe kom en sê, jy moet Mozambique toe, maar dan met die show, met wie ever niet dan nou geboek is, wat so bietjie nie, en dan sal hy, weet, hy sal so verskyn, woep. Maar seker longevity and loyalty goes a long way. Absolutely, en hy sal gaan, okay, I see. Ja. En dan maybe dit fokol like, maar hy sal weet why en wat ek probeer sê is dat ek dink hoe ek dit approach ek almal wat kom. Daai het jy dit. Herinnering aan Piet Botha. En daar's nog 'n hele paar stories op hierdie show van my waar mense oor hom praat. Gaan luister deur die episodes. Iewers sal hy 'n verskyning maak. Dit was die eer om hom te ken en ek gaan vir die volgende paar dae net na sy musiek luister, en ek stel voor hy doen dieselfde. Rus en vrede, Piet Botha, en dankie vir alles. Cheers, sien jou weer. Belangrik, seker, kyk hoe baie mense by die graf, die kamera flits aanhouden. Zelfs die predikant moet wacht. Halleluja, sing allemaal saam. Prys die Here se naam. En daarna gaan allemaal luister. En die mannen skunken dop. Die man sal sy gang gaan. Son kom weer in die môre op. Halleluja, sing allemaal saam. Prys die Here se naam. Testament, die groot en klein, broeder twist, dis gewis, wat elkeen voel, en moes meer kry. Halleluja, sing allemaal saam, prys die Here se naam.
wou dit reën. En sy laaste woorde. Waar gaan dit alles toch heen? Halleluja, sing almal saam. Hy sien